bakkie se bande sny diep deur die sand, verby die laste drade van die teerpad se rand. Hier waar die wag 'n bietjie krap aan die teer, En die reuk van die rooi grond 'n ou man bekeer. my hond sit langs my, hy kyk in die nag, hy weet wat ons soek, hy ken die gesag. Van die bos wat ontwaak as die son sy oë sluit. Van die bos wat ontwaak as die son sy oë sluit. Hierdie is die lewe ou maat, hierdie is die byt. Daar is geen genade in die droogte se hand, maar hierdie is my advenus, hierdie is my land. Die sweet en die staal waar die wildduining span, maak 'n man van 'n seun, maak 'n Waar bring die avontuur ons vandag? Dit is vandag 31 Maart 2026 en vandag gaan ons hier na 'n 724 hektaar, ek dink is 724, miskien is dit 1200, ek weet nog nie, gaan ons kyk hier naby Northam. Dis 'n diep binneplaas. Dit is lyk my toevallig dieselfde plek waar dis met dieselfde pad waar ek so 3 of 4 maande, 3 maande gelede was, gaan ons weer ry. Dit lyk my dis dalk die buurman. Soos as jy 2 plase, diep plase hier naby Northern omgewing Tawazimi wil in belangstel, dan kry jy hierso, dan jy hier so 1500 hektaar of meer. Wat ons hier gaan sien, weet ek nog nie. Ek vermoed is 'n 5-ster fasiliteite hier binne. Dit kan meer wees, dit kan minder wees, want ek was al by hierdie eienaar te plaas ook hier baie naby, waar ek so 13 jaar gelede was, en dit was 'n 5-ster plek gewees. Ek het onlangs foto's gesien, dit is eintlik nog opgeknap, en hier is 'n hek wat ek nou gaan oop en toemaak. So, kom ons kyk verder wat hier aangaan. Okay, ons is nou hier binne in die plaas, hier binne in, ek moet net weer die oppervlakte van die plek gaan kyk, maar hier is 'n spulboorgate, die plaasbestuurder is hier voor my in sy bakkie. Ons ry nou na die huis toe. So, ek was toevallig al hier gewees. Ek weet een ding wat vir mense vrees ek gaan afskrik is een van die eienaars ry deur hierdie grond, maar daar is 'n ander pad wat die ander eienaar kan ry. Hier is net 'n korter roete, en toevallig is die plaas van die waar ek een is ook te koop. Dis die buurman. Dis die buurman wat ook wil te koop is, en hy ry hierdie pad van na sy plaas toe. So, lekker ding gaan wees as jy nou al twee plase al twee gronde wil koop, dan kan jy sommer hier deur hierdie, dan ry jy een pad wat jy kan ry. Ek is toe ek my vorige keer hier was, toe ek na die plaas kom kyk het, toe was hier in die linkerkant was hier 'n groepie rooibokke gewees. Jy weet wat, ek was al hier gewees op hierdie grond. Dit was in 2013. Toe was ek hier gewees. Hier was 'n huis gewees. Hier gaan ons hier in. Waar gaan ons in? Daar is die pad, lyk dit my. Daar gaan ons in. Hier was 'n huis gewees. Hy was so 80% voltooid gewees. En dit was eintlik in die tye nog voor daar Google Maps en mobiele internet oral was. Hier is nie, ek dink nie hier is eintlik lekker goeie ontvangs. Wat ek hier sien is die oppervlakte lyk vir my is wat redelik goed ontbos is. Hier lyk nie asof hier 'n probleem is in hierdie deel met sekelbos, want ek weet hierdie deel van die wêreld dis sekelbos wêreld hierdie. Maar dit lyk nie asof hier 'n probleem daarmee is. En net terugvertel toe ek die vorige keer hier was 'n huis gewees. Hy was 'n aanbou gewees. Daar was ek het nog 'n foto of 2, 3 van die plek geneem wat ek nog kon ontdek het, en dit is nog aan my. Daai tyd het ek het Google Fotos gebruik
En daar was wonderbaarlik daardie tyd was daar ongelimiteerde fotoopslag op Google Foto's gewees en vir video, maar ek het nie maar ongelukkig was my internet net te traag gewees om van dit gebruik te maak. So, ek is net hier vir so, ek gaan nie deur die hele plaas ry. As jy alles wil sien en jy meer van die plek wil kry, dan moet jy my vir my maar 'n WhatsApp stuur. Hier is blykbaar 'n hele paar goeie boorgate wat 'n mens die plaasbestuurder het nou net vir my gesê wat lyk hier so lyk soos 'n spoortjie. Hieronder lyk so 'n ou spoorweg teken, so dalk is hier 100 jaar gelede 'n spoorweg gewees. Maar wat sien ek hier? Hier's 'n bafula boom. Hier is mooi bome. Dit's 'n lekker diep binneplaas hier. Dis wat jy van gaan hou. Topografie is plat. Ek sien dit 'n bietjie sagterige, sanderige oppervlakte. Ek het nog nie op die kaart gekyk hoeveel berg hier is of heuwels, maar ek vermoed daai heuwel is dalk binne in die plaas. En hier's 'n waterpunt hier regs. Ek kan ongelukkig my kamera kan net foto's neem. My genade. Dit lyk soos dieselfde huis waar ek in 2013 was. Ek dink is in Julie of Augustus 2013 en die huis lyk nog net dieselfde. Lyk nie asof die huis gerestoreerd is of dit lyk nie van, wel hy's in 'n beter toestand. Hy's ten minste geverf. Dis wat ek nou hier sien. So miskien gaan ek net gou met my drone vlieg. Maar die huis lyk nog dieselfde. Ek dink ons het daar's hy, dit lyk hier's vir tipe van klare huis wat klaar gebou is. Jy kan van gaan geniet. En dat jy 'n lekker uitsig hier. Kyk daai boorgat wat jy daar sien, dis die water. Dis water. Dis water daai, dis 5. So die water is die water meter 790. 4,79 meter is die water watertafel diep. So daar is die water. Hier is kom ons sê daar's een boorgat. Moet net nie hier in bliksem nie want dan versuip jy. Ja, jy gaan nie kan uit. Jy gaan nie daar kan uitkom nie. Hier was 'n listerpomp op gewees. Hulle het hom afgehaal. Die vorige bestuurder het hom afgehaal. Ja. Want verskrap hy. Hier was 'n bulldozer ook op die plaas gewees. Hy het hom verkoop verskrap. So. Daai mense het baie kak gevoel. Vrees. So, hier's nog 'n boorgat. Ek sien Ja. 2016 0403. Ja. So ja, en hoeveel boorgate sê is omtrent 8 boorgate. Ja. So hier's verseker nie 'n watertekort. Ons gebruik net daai een en hier daaronder. En die een Die ander kan almal gebruik word. Dis gewoonlik so vreeslik baie wild wat hier staan word. Nou die weiding is dis so groen. Hulle hoef nie te ja, dit lyk goed. Dit lyk goed. Nou die draad loop daar teen daai berg op so. Dan gaan hy af daar aan die ander kant, dan gaan hy op daar oor daai ene. Is daai berg binne in die Ja, hy's nog is dit binne in die plaas, heeltemal binne in die plaas of is dit? Ek kan nou nie vir jou sê vir die hele ene in die plaas is nie, maar ek weet hy loop. Nee, ek dink hy loop so teen hom op. So teen hom en dan gaan hy so om. En daai heuwel daarso is hy ook in die is Ja, dit die helfte van hom loop so, die draad die loop plaas. op. Ja, die helfte van daai heuwel is ook op die plaas. en is heeltemal met wildtuining aan alle kante die plaas. Ja, ons is nou juist besig om hierdie kant hierdie buffels die heining plat gemaak. Nou is ons besig om hom reg te maak. Ons het klaar agter is alles reg gemaak. Nou is ons besig om daai lyn reg te maak daar. En die buffels kom elke aand. Kom hulle in en uit. Nou hulle raak nou al hoe meer. Hulle was eers net 6 gewees. Toe ewe skielik 30 en nou is hulle omtrent so 50. Is dit van die aandeel?
Of Weet jy, dit is Anthill buffels daai ook, maar dit is hier in die agterkant is 'n ou se daai plaas wat jy miskien nog van praat. Buffels wat ook uitgebreek het. So nou het hulle geclash die klomp met mekaar en hulle gebruik ons kom hierso om almal by mekaar te kom. Hier is my drone, dit is 'n DJI Mavic Air 2 en ek gaan 'n bietjie hier oor die plaas vlieg en die eerste keer gaan ek hier reageer. Vat die vuur, wat brand in die stof, sing die lied. Vir die jak wat ons loef, vir die jak wat ons loef. Hier eet ons die vleis van die bok wat ons val. Hier is ons vry in die Bosveldse hal. Hier is ons thuis, in die stilte se droef. Gooi nog 'n stompie op die gloeiende aas, die bloed op my hande, die reuk van die gras, soos jok in die bos en die manne van ouds, ons weg vir die grond, vir die koper en goud. Van 'n lewe sonder stiere, sonder leuns en haas, net die spore in die sand en die roep van die baas. Jy kyk na my bakkie, jy kyk na my roep. As jy hierdie grond wil hê my vriend, moet jy die prys kan verduur. Daar is veel genade in die droogte se hand, maar hierdie is my erfenis, hierdie is my land. Die sweet en die staal wat die wildeining span, maak 'n man van 'n seun, maak 'n baas van 'n man. Vat die vuur, wat brand in die stof, sing die lied. Vir die jak wat ons loef, vir die jak wat ons loef. Hier eet ons die vleis van die bok wat ons val. Hier is ons vry in die Bosveldse hal. Hier is ons thuis, in die stilte se droef. Hier koop jy nie grond nie, jy koop 'n nalatenskap, jy koop die stilte. Met weet jy wat is dit? Dit is 'n bad. Hier's net 'n toilet, 'n bad en 'n toilet. En elkeen van die kamers, daar's nie 'n muur. Daar's 'n woonkamer hier, maar daar's nie 'n deur tussenin. So jy sal, as jy hier as jy wil kom woon, dan sal jy waarskynlik hierdie deur moet uitslaan. En dis net jou uitsig wat jy hierso gaan kry, wat jy hier van hier af gaan kry. Daar's hy, dis en dan gaan mense, en ek maak altyd, so jy kan sien, wanneer ek by huise kom, daar's altyd die toilet se deksel is altyd oop, en veral as daar niemand woon, die allerlei dinge kan daar inval. Die dak lyk nog, die dakkap lyk in orde, so my kamera wil net nie, hy wil net nie tot daar kantel, maar hier is jou uitsig wat jy kry. Dis die uitsig vanuit die huis uit. Pragtige uitsig oor die berge en eintlik die hele plaas is 'n groot, die grond is min of meer so ver as jou oog kan sien. Is die grond. Hier is die woonkamer en hier is ook 'n badkamer. Daar is die badkamer, maar hier is nie die badkamer se deur, die woonkamer, die badkamer regs aan my linkerkant en jou regterkant. Daar is die kamer. So jy sal 'n deur moet inslaan, of jy sal 'n gat daar moet inslaan om 'n deur te maak en te bou. En hier's nie regtig 'n kombuis. Hierdie is omtrent die kombuis. En of daar spesiaal so 'n plek ingemaak vir 'n kombuis, vir waar jy 'n deur kan inbou. Hier's nog 'n badkamer, hier's nog 'n toilet. So elkeen van die vertrekke het sy eie toilet en sy eie bad, elkeen sy eie spoeltoilet met wasbak, en dan kry jy weer hierdie uitsig. En hierdie grond is lekker ver van alles af, lekker diep weggesteek, lekker diep binnenplaas, en omdat jy hierdie
houtvloere hier, of nagemaakte houtvloere. Hier is een kamer met sy eie, met 'n badkamer. Nou ek het al die foto's van dit alles. Dit is hier is net 'n toilet. Ek het natuurlik al klaar die deksel kom toemaak. En daar's elektriese punte. Ek glo nie hier is Eskom elektrisiteit hier by hierdie huis, want ek het nie die pale gesien hier. Hier is hier's nog 'n kamer, hier's 3 kamers wat so lyk, presies, hulle lyk dieselfde, soos dit. Hier's nog een hier aan hierdie kant. En dis jou uitsig wat jy hier kry, dis die uitsig van die, wat uit die kamer uit hierdie badkamer. En kom ons gaan kyk net gou weer na die volgende. Hier's jou uitsig weer van hierdie kamer af. Nou, ja, ek was al by hierdie huis. Ek was in 2013, Julie 2013 was ek hier gewees, by hierdie huis. En ek kan nie eens onthou hoe ek hier gekom het, regtig. En hier is die derde kamer met sy badkamer. Kom ons gaan kyk of ek die toilet se deksel gaan toemaak. Die toilet se deksel is oop, maak hom toe, want ek maak die deksels toe, want jy weet nooit wat se dinge kan alles daar inval in daai toilet in, en dan is dit nou weer 'n helse operasie, want dit mense weer die toilet gaan uithaal en skoonmaak. Maar hier is jou kamer uitsig. Vanuit hierdie kamer, net vir jou weer wys, dis die kamer met 'n stort, en hier is nie 'n waterprobleem by hierdie grond. Ons sover het ons gery het ons boorgate gesien. Daar links, dis 'n boorgat. Ek het nou nie van die water geprobeer hier van die boorgate. Wat 'n soort van boom is dit hierdie? Is dit 'n harde koolvuur wat brand? Is dit 'n teens Jordaan boom daarin? Hier word koek gesny. Ek het reguit aangegaan. Ek moes ek op 'n ander plek aangegaan het, maar hier is 'n plaasbestuurder voor my. Ek gaan net 'n bietjie hom kans gee om weg te kom. En jy kan sien hy ry hier so met 'n Datsun 1400 bakkie. En dit beteken die hele plaas is plat. Hier's nie klippe. Ek sien nie enige klippe hier. Hier's net gras. Kyk maar self. Oordeel self.
Goed, daar het jy nou 'n goeie indruk van die plaas, van die grond. My naam is Gerwie Erasmus, ek is 'n makelaar in Moskent en wil jou grond in die mark sit. Dink jy daaraan verkoop, praat met my. Enigiets van dwaalboom, naboom, maastroom, nylstroom, valwater, alles tussenin. Kyk, deel van die pad van die grond, pad na die grond toe, lyk so, gaan nou in die rigting van Thabazimbi. Daar's blykbaar 'n ander ingang as 'n mens van Brits afkom, maar ek weet nie waar. Daar's blykbaar 'n roete waar jy op 'n ander plek om kan ry. Ja, dit is waar langs jy gaan ry by die plaas te kom. Dit is hier aan die linkerkant, is net Weiveld, en hier regs is die gebied waardeur jy gaan ry van omtrent so kilometer of 2, gaan jy hier deur hierdie gebied ry. Dit is net hier waar die pad nie so lekker is nie, maar die res van die pad hierheen word geskraap. Ja, dit is net hierdie bietjie deel wat die mens deur gaan ry. Maar knip my jou oë dig en tot jy daar by die plaas kom. Kyk maar hoe jy voel. Kijk, dit is sover lyk die hele plaas omtrent so. Dit lyk, is letterlik 'n grasboerdery hier, en die plaasbestuurder ry hierso met 'n Datsun 1400 bakkie, en wat beteken dat die paaie is in 'n goeie toestand. Hoe sê jy nou op 'n plaas kan rondry, as jy met 'n 1400 bakkie, as die pad nie in 'n haglike toestand was. So, dit wil net vir jou wys, jy het nie 'n 4x4 voertrekvoertuig nodig om hier te ry. Gewone plaasbakkie, selfs 'n 1400 bakkie is voldoende. Nou ja, en kom ons kyk, lyk my daar links, wat jy nou nie kan sien, daar sien ek iets. Daar sien ek geboue, en hier is, ja, lyk dit vir die hele plaas is ontbos, of al die indringerbos is verwyder, en ek het nog nie sekelbos hier gesien. Kijk, daar is 'n blou aap, daar is 'n aap in die boom. Hier lyk my nog 'n boorgat. Hier is nog een boorgat. Daar is nog 'n toegeruste boorgat. Net 'n fotootjie vir jou van dit neem. I think I got the farm for you. It's something that you might be interested in. Dit is hoe ek my drone vlieg wanneer ek op 'n plaas gaan video's neem. Druk like, deel dit met jou vriende. Wens jou 'n skone dag.